Daar is 'n vraag wat gelowiges selde hardop vra, maar wat baie keer in die donker tye diep in ons harte broei. Here, het U my nog lief? Solank as wat gebede beantwoord word, solank as wat die liggaam sterk bly, as wat die lewe volgens plan verloop, sien ons maklik God se goedheid. Maar wat gebeur wanneer hy stil word? Wanneer verlies ons tref? Wanneer dit swaar gaan? Wanneer ons harte niks van sy nabyheid voel nie? Vanaand gaan ons eerlik wees oor die vertwyfeling in ons lewe. Goeienaand. Dit is lekker om vanaand weer saam met jou die Bybel te kan oopmaak vir ons aandgodsdiens. Ons gaan voort met ons skriflesing uit die eerste brief van Johannes en ons lees vanaand uit hoofstuk 4 vers 13 tot 16. Maar in aansluiting by ons inleiding gaan ons vanaand ook lees uit Psalm 42. Want Psalm 42 is 'n psalm wat ons help om eerlik die vertwyfeling in ons lewe uit te spreek. En dan 1 Johannes hoofstuk 4 gaan vir ons wys waar moet ons kyk wanneer God se liefde vir ons ver voel. Kom ons lees dan saam, ons begin by Psalm 42, die eerste 6 verse. Vir die koorleier, 'n gedig van die Koragiete. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. En dan lees ons ook uit 1 Johannes 4 vanaf vers 13 tot 16. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee en ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Tot sover, so sê die woord van die Here. Psalm 42, waaruit ons nou net gelees het, gee 'n eerlike en helder stem aan 'n gelowige wat deur 'n diep geestelike donkerte gaan. Hierdie psalmdigter sê hy dors na God. Hy vergelyk homself met 'n wildsbokkie in 'n droë landskap wat smag na die helder waterstrome waar hy sy dors kan les. Al wat hy ken, sê hy, is trane. Hy onthou die dae toe hy saam met die geloofsgemeenskap God aanbid het, maar dit voel ook nou ver agter hom. Dag en nag hoor hy die spottende stemme van die mense rondom hom. En waar is jou God nou dat dit met jou so gaan? Dit is belangrik om hier raak te sien dat die psalmdigter nie 'n ongelowige mens is nie. Hy is 'n gelowige mens wat swaar kry. Hy ken God, maar hy is net op 'n fase van sy lewe waar hy nie die troos en die nabyheid van God ervaar soos wat hy daaraan gewoond was nie. En dan doen hy iets wat baie belangrik is. Hy luister nie net na homself nie, hy luister nie net na die stemmetjie hier binne in hom, na hoe hy voel nie. Hy roep homself tot orde, hy praat hard met homself, hy sê vir homself, vertrou op God. Hy ontken nie sy pyn nie, hy maak nie asof alles maar goed gaan nie, hy hou hom nie blind vir sy omstandighede nie, maar hy weier dat sy huidige omstandighede die laaste woord oor God se liefde in sy lewe spreek. En dit is waar dit goed is om hierdie psalm ook te lees saam met 1 Johannes 4, want juis hier gee 1 Johannes 4 vir ons vaste grond. Johannes sê, ons sekerheid rus nie net op iets wat ons binne in onsself voel nie. Johannes vat ons na 'n objektiewe historiese werklikheid. Hy sê,
Die Vader het die Seun as redder van die wêreld gestuur. Die apostels het hom gesien en hulle het daarvan getuig. Niks en niemand kan die waarheid daarvan betwis nie. Daar het God sy liefde beslissend geopenbaar. God se liefde word dus nie eers bepaal deur ons omstandighede, deur dit wat ons ervaar en dit wat ons voel nie. Sy liefde word nie gedefinieer deur ons ervaring nie. Sy liefde is objektief uitgespel in dit wat God in Jesus Christus vir ons gedoen het en aan ons bewys het. Johannes sê, ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. In hierdie kort sinnetjie van Johannes is daar twee woorde wat baie mooi by mekaar hoort. Ken en glo. Ons ken God se liefde omdat hy dit bekend gemaak het. Ons ken dit uit die evangelie. Die Vader het die Seun gestuur. Dit is 'n objektiewe waarheid. Dit het gebeur. Christus het vir sondaars gekom. God het nie net vriendelike gevoelens van ver af teenoor ons gehad nie. Hy het nie net daar van ver af vriendelik vir ons gewaai nie. In Jesus Christus het hy tot by ons gekom. Hy het tot in ons nood gekom. Nog meer, Jesus het ons sonde nood aangetrek. Die vuil klere van ons sonde het hy aangetrek en hy het aan die kruis daarmee gaan afreken. Dit weet ons, dit ken ons, sê Johannes. En dit staan vas, maak nie saak hoe ek en jy vandag in ons omstandighede voel nie. Ons weet dit, ons ken dit, maar ons glo ook daarin, sê Johannes. Dit beteken dat ons onsself aan hierdie liefde toevertrou. Ware geloof is nie net om te weet dat God liefde is nie. Dit is om te vertrou dat die liefde wat hy in Christus aan ons betoon het, ook vir my lewe hier en nou betekenis het. Dat dit die vaste grond onder my lewe is, dat daar niks is wat enigiets daaraan verander nie. Sy liefde wat vas staan, is hier en nou die fondament vir my lewe, nie my gevoelens of my ervarings nie. Daar is tye wanneer ons God se liefde helder in ons lewe raak sien. Ons kan terugkyk, ons kan onthou hoe hy voorsien het, hoe hy ons bewaar het, ons gebede beantwoord het, ons deur verliese gedra het, hoe sy woord op die regte tyd na ons toe gekom het. Daardie herinneringe is kosbaar, maar daardie ervarings is nie die fondament van sy liefde nie. Hulle is getuienisse van sy trou. Christus self is die fondament, die waarmerk van sy liefde. En daarom wanneer die donker dae kom en ons nie sy liefde kan voel nie, hoef ons nie voor te gee dat ons pyn nie werklik is nie. Ons kan maar huil. Ons kan maar pleit, ons kan maar vra, ons kan maar sug soos die psalmdigter van Psalm 42 en sê, ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek weer voor hom verskyn? Maar dan moet ons ook, soos daardie psalmdigter, hard met onsself praat. Moet ons ook vir onsself sê, dalk verstaan ek nie nou die Here se pad nie. Dalk sien ek nie nou sy liefde in alles wat met my gebeur nie. Maar ek weet, dit is waar. Hy het my lief. Die Vader het sy Seun gestuur ook vir my. Die kruis het nie verander nie. Die evangelie het nie verander nie. God se karakter kan nie verander nie. Hy het my lief. En hy het my nie net lief wanneer dit goed gaan nie. Sy liefde is nie afwesig wanneer ek ly nie. Ja, soms werk hy juis in die swaar, diep, donker dae, in die donker oomblikke waarin ons nie sy hand sien nie. Hy snoei, hy tugtig. Hy vorm, hy dra ons. Hy leer ons om op sy beloftes te leef en te vertrou. Die voorspoedsteologie wil jou dalk laat glo dat in moeilike tye God se liefde eers moet deurbreek. Dit is nie daar nie. Dit moet eers deurbreek in die vorm van gesondheid en sukses en voorspoed. Maar die evangelie leer, God se liefde is in elke omstandigheid deel van jou lewe. Wie kan ons van die liefde van Christus skei, vra Paulus in Romeine 8. Lyding, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid,
gevaar of swaard? In al hierdie dinge, sê hy, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. As dit goed gaan in jou lewe, erken God se liefde, dank hom. Maar wanneer dit donker word, onthou sy liefde, vertrou hom, bou jou geloof dan op jou kennis van sy liefde, op die vaste sekerheid van sy liefde, nie op jou gevoelens nie. Want ons gevoelens is onbetroubaar, dit verander, dit wissel. Maar sy liefde, die liefde wat die Vader in Jesus aan ons bewys het, staan vas en seker. Ja, ek en jy is en bly altyd maar net mense. En soos die psalmdigter sal ons dikwels in die donker dieptes ook begin vra, waar is my God nou? Maar met dit, wat ons van hom weet en ken, moet ons onsself ook soos die psalmdigter terugroep na 'n posisie van geloof, waar ons vir onsself sê, waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Amen. Kom bid nou saam met my. Here ons God, dankie dat u liefde nie verander wanneer ons omstandighede verander nie. Dankie dat u liefde duidelik en bo alle twyfel bewys het toe u seun as verlosser gestuur het. Ons bid vanaand vir elkeen wat swaar kry en begin twyfel, vir die wat siek is, wat die swakheid van ouderdom beleef, wat verlies dra of deur ander beproewings gaan. Here, wees naby elkeen van hulle, troos hulle wanneer u ver voel en wanneer hulle wonder of u hulle dalk vergeet het. Help ons om nie u liefde aan ons gevoelens of omstandighede te meet nie. Vader, herinner ons deur u woord en u gees aan wat u in Jesus Christus gedoen het vir ons. Gee ons die geloof om vas te hou wanneer ons nie verstaan nie en om ons elke keer self weer te herinner om op u te vertrou. Bewaar ons dan deur hierdie nag en laat ons rus in die sekerheid van u onveranderlike liefde. In Jesus naam bid ons dit. Amen.